Goeiedag almal, ons het hierdie week gesels daar vanaf 1 Petrus hoofstuk 5 vers 6 en 7. Verneder julle onder die kragtige hand van God, sodat hy julle op kan verhoog op die regte tyd. En dan vers 7, werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. En nou vandag, kom ons kyk so 'n bietjie na die volgende vers. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Dit is 1 Petrus 5 vers 8. Die Here versoek van ons, hy sê eintlik vir ons, my kind, wees nugter en waaksaam. Nou die woord nugter is nepho in Grieks en beteken om kalm en bedaard te wees, om selfbeheers, besadig en versigtig op te tree. Dus, om nie toe te laat dat jou emosie die oorhand kry oor jou nie, om nie impulsief op te tree nie. Die teenoorgesteld van nugter is 'n dronk persoon wat roekeloos en onbeheerst optree. 'n Dronk persoon is iemand wat nie is of kan waaksaam wees nie. Daarom sê die Here, wees nugter en waaksaam. Nou die woordjie waaksaam is gregoreo in Grieks, wat beteken wees op jou hoede en uiters versigtig. Wees oplettend en gedurig op die uitkyk. Altyd in 'n posisie en gereed om alles waar te neem en om te ontleed. Gregoreo dui op iemand wat gedurig op die uitkyk is om seker te maak dat geen aggressor of vyand suksesvol toegang tot sy lewe of sy woonplek kan verkry nie. Maar nou die belangrike vraag, hoe kan ons nugter en waaksaam wees? Baie eenvoudig, want die Here maak aanspraak op dinge wat ons alreeds baie goed kan doen. En eerstens vandag, wees nugter en waaksaam. Hoe, Here? Wees versigtig waarna jy kyk en waarna jy luister. Jy weet, kyk en luister is die voedingsbron van jou denke. Die dinge waarna jy kyk en dinge waarna jy luister, laat jou dink aan dit waarna jy kyk en luister. En dit bepaal uiteindelik jou denkpatrone en vorm persepsies. En dan, baie belangrik, dit bepaal en dikteer jou optrede, jou reaksie en reaksies en uiteindelik bepaal dit ook dit waarin jy glo. Dit is presies wat meegebring het dat Adam en Eva uit die paradys geskop is. Hulle het in gesprek met Satan gegaan oor iets wat God gesê het. Hulle het geluister en het gekyk. Genesis 3 vers 1 tot 6. En Satan sê vir Eva, is dit so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? En sy antwoord, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar God het uitdruklik gesê, moenie eet van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is nie. Moenie eers daaraan raak nie, het die Here gesê, want as dit gebeur, sal julle doodgaan. Toe sê Satan vir Eva, dit is onsin, julle sal glad nie doodgaan nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan en sal julle soos hy word. Julle sal dan goed en kwaad uit mekaar kan ken. En Eva begin toe twyfel, sy kyk toe na die boom en sien hoe mooi dit is en hoe lekker die vrugte daaraan lyk. Sy glo toe dat as sy daarvan eet, sal sy baie dinge te wete kom. Versigtig steek sy toe haar hand uit en pluk van die vrugte en eet dit. Sy pluk toe nog daarvan en gee dit van Adam en hy het ook daarvan geëet. Weet, vir 'n oomblik was Adam en Eva nie nugter en waaksaam nie. En Satan het dit uitgebuit met sy subtiele aanslag op hulle lewe en toekoms. Ons kyk en luister moet altyd sonder ophou op die Here gefestig wees. Psalm 141 vers 8, want op U is my o Here, Here, by U skuil ek, giet my siel nie uit nie. Hebreërs 12 vers 2, hardloop jou wedloop en fokus gedurig op Jesus, die leidsman en die volëinder van ons geloof. Luister net weer wat sê die Here vir ons daar in 1 Petrus 5 vers 6. Plaas jou hele lewe in totale afhanklikheid in die wonderwerkende kragtige hand van God, want hy sal jou op die regte tyd kragtig te hulp snel. Maar wees nugter en waaksaam, want die vyand wil jou verwoes. Dankie Here. Amen.